Goeiedag, ek het woord ontvang. Klerekas, leeg, vol, chaos. Wat het jy gedink? Ek het presies dieselfde gedink. Ek het gedink, okay, nee. Ek gaan my klerekas nou regpak. Hy is heeltemal die mekaar, hy is vol en is chaos. En nee, glo my, as daar iets is wat ek vir iemand kan gee, dan gee ek het vir iemand. Maar die ander openbaring wat ek gekry het was, en gelukkig het ek het nie dadelik opgeneem nie, was vader van soos Nemerie. Dis nie fisiese klere nie, dis geestelik. En ek en jy trek te maklik iets aan wat vir die wêreld aanvaarbaar is. Heeltemal te maklik. En dis presies wat die vyand wil hê. In Johannes 10 vers 10, die dief kom vir niks anders nie as om te steel, dood te maak en te vernietig. Ek het gekom sodat hulle lewe kan hê, ja, sodat hulle dit oorvloedig het. So die dief wil hê, jy moet enigiets aantrek, en ek kan vir jou vandag sê, ons kan nie altyd die vyand die skuld gee nie, ons vat dit self. Ja, ek sê baie keer, ons kan sê dat baie keer kom die vyand, en mense word oor jou pad gestuur vir 'n sekere rede, en dit is onregverdig, dit is seer, dit kom nie van Vader af nie. Party mense is net nie opreg nie. Inteendeel sê die woord, ons moet nie mense vertrou nie, ons moet Vader vertrou. Maar dit is so maklik om te verval in goed wat deel is van hierdie wêreld. En wat sleg is ons trek dit aan. Baie van die goed wat ons aantrek is bitterheid, vuil taal, as jy kwaad raak. Wat doen jy as jy kwaad raak? Jy word verbitter, vuil taal, vinnig, want dit is aanvaarbaar vir die wêreld, want dan het ek nou 'n standpunt gemaak. Daai persoon weet nou hoe kwaad is ek, want ek het nou hierdie woorde geuiter, so nou gaan hulle stil bly. Haat, trots, ek gaan nie jammer sê nie, hoekom? Want dan lyk ek swak. Wat gaan die mense dink, as ek nou vir daai persoon moet sê ek's jammer, nadat hulle alles gedoen het wat hulle gedoen het aan my? Leuns kan in baie vorms aangetrek word. Jaloesie, status in mense se oë. Jy is bereid om enigiets te sê, sodat jy net aanvaarbaar word in mense se oë. Skynheiligheid. Die woord sê reguit vir ons kan nie lou warm wees nie. Ons moet of vuur warm wees, of jy is yskoud. Wat wel aangetrek moet word, die woord sê vir ons in Galasiërs 5, vers 22 tot 23. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Vrede kry ons net ten volle as ons Jesus ten volle volg. Hy is die prins van vrede. En ek sê nou vir jou, as jy Jesus volg met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele bestaan, kan jy vrede hê in chaos. Die wêreld kan om jou verkrummel. Jy kan alleen voel. Jy kan op 'n plek wees wat mense nie 'n idee het hoe jy voel nie. En dit voel asof jou geestelike sterkheid wat jy het, wat jy weet, jy moenie, jy kan nie. Mense dink dat dit 'n swakheid van jou is, maar ons is nie vloerlappe waaroor geloop kan word nie. Woede self is nie altyd sonde nie. Hoe jy reageer op die woede maak saak. Filippense 4 vers 26, word kwaad, maar moenie sondig nie. Dis die woord. Nog wat aangetrek word maklik is angstigheid en vrees. Dit is baie maklik om te sê, moet nie bang wees nie. Ek weet dit is baie maklik. Dit is baie maklik om dit te sê. En dit is baie maklik om dit te ervaar, want nie almal verstaan waardeur ons gaan nie. Maar ek kan vandag vir jou sê, vir iemand wat kan getuig van dat dit voel baie keer of jou bors toe trek en jy weet nie wat se kant toe nie. En jy kan nie met iemand praat nie. Jy weet self nie wat aangaan om jou nie, maar jy het hierdie verskriklike vrees en angstigheid in jou. En ek wil vandag vir jou vra, gaan op jou knieë. En al kan jy nie op jou knieë gaan nie, en jy is in die stort, of jy is besig om te ry. Praat met Jesus, praat met jou hemelse Vader. Ek sê nou vandag vir jou,
Jesus het gesê vir sy disippels, toe hulle sê, wat gaan nou van ons word as u weggaan? En hy het vir hulle gesê, julle gaan meer in my naam doen, as wat ek gedoen het, toe ek hier was. Jy kan bind in Jesus se naam, die manier hoe jy voel, jou angstigheid, jou vrees, jy kan dit vat, en jy kan vorentoe beweeg. Jy hoef nie in vrees en angstigheid te sit en vorentoe te gaan nie. En onthou net een ding, ander mense, jy kan sê jy's 'n Christen, jy kan sê jy's 'n kind van die Here, maar ander mense kyk ook hoe jy reageer. En ek wil vir jou sê, baie mense gaan veel eerder wil weet of wil iets hê uit die feit hoe jy reageer en wat wil hê wat jy het oor hoe jy reageer, as jy net vir hulle Bybelversie gee. En moet my asseblief nie nou kruisig nie, en as julle wil, doen dit ook, Jesus het gesê dit gaan gebeur. Maar, ek, 'n hele paar jaar terug, het deur moeilike tye gegaan. En daar was mense wat vir my versies gegee het, laat hulle dit by hulle ore uitloop. En ek was van soos, great, next level. Geef my jou versie. Jou versie beteken vir my niks. Hoekom? Want ek het gekyk hoe hulle reageer op sekere goed. Dit was so verkeerd. Jy kan nooit mense vergelyk met Vader nie. Mense maak foute. Maar, wat 'n verskil is, ek het dit nooit agtergekom het, dis 'n hele ruk na ek my hart vir die Here gegee het my kar gebreek, en was net ek en my 2 seentjies, en ouma Saul, die vrou was van soos, het jy gehoor wat hierdie werktuigkundige nou sê? En ek was soos, ja, maar ek gaan nie alles vat nie. Nee, die hele kar hoef nie oorgedoen te word nie. Ek is rustig. Ek sal kom waar ek moet kom. My Vader sorg vir my. En sy was van, Marie, ek wil hê wat jy het. En dis waarvan ek praat. Ek het dit eers agtergekom nadat ek tussen mense gekom het wat nie net Bybel gelees het nie, maar dit geleef het. Wat nie net Sondag in die kerk gaan sit en dan ander mense oordeel oor hoe hulle aantrek en hoe hulle reageer en sulke goed nie. Nee. Ek het met mense hoe kan ek dit nou sê? Ek het met mense in aanraking gekom wat geleef het, wat Jesus geleef het, wat hom in hulle hart gehad het, wat nie net gepraat het nie, maar gedoen het. En dit is wat die verskil gemaak het. En nee, almal gaan nie oornag verander as jy jou hart vir die Here gee, dit is geleidelik. Dis soos die woord sê, ons word eers gevoed met melk, en dan soos wat jy groter word en jy groei, kry jy vaste kos. Dis next level. Filippense 4 vers 4 tot 7, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeerte deur gebed en smeking aan God bekend. Selfs Jesus het emosies gewys, maar dit het hom nie teruggehou nie. Hy het deur dit gewerk en vasgestaan met die wete wie hy is. Hy het gehuil, hy het jammer gevoel vir mense, hy het daai empatie gehad, hy het kwaad geword in die tempel, righteous anger, so daar is. Hy het angs ervaar voor die kruis, maar hy het nie in sonde gereageer nie. Dit was 'n goeie voorbeeld om vir ons te wys dat ons ten spyte waardeur ons gaan, kan onthou dat die Verlosser deur alles gegaan het, sodat ons op hom ten volle kan vertrou. En om ons te kan verstaan dat in alle omstandighede verstaan hy waardeur ons gaan. Kies vandag wat jy wil aantrek. Ek wil vir jou sê, ons leer ons kinders, dat as dit koud is, dan moet jy 'n wessie aantrek, en jy moet ietsie warms aantrek, en sorg dat jou borsie toe is, en jou rug, en jy moet altyd kousies en skoene, en al daai aan het, en as dit nou verskriklik die wind waai, sit 'n missie op vir jou ore, dat jy nie middeloorontsteking kry, en al daai goed nie, maar waar ons tekort skiet, is geestelike klere.
Weet ons kinders dat hulle nie alle uitsprake hoef te vat nie? Weet ons kinders dat as iemand iets lelik oor hulle uitspreek, dat hulle dit mag bind? Jy vat nie daai baadjie nie. Jy vat nie die vernedering nie. Ja, iemand kan iets sê, maar wie se opinie maak vir jou saak? Jou hemelse Vader se. As iemand iets negatief oor jou uitspreek, ek sal nooit vergeet nie, 'n dogtertjie het nydag, ek het net gesê, het nydag vir my gesê, maar wat nou, hierdie persoon het dit en dit gesê, wat gaan nou met my gebeur? Wat gaan nou met my gebeur? Want dit is die mag van lewe en dood, dis iets wat sy onthou het, dan die mag van lewe en dood lê in die tong, en die vrug daarvan sal ons eet. En ek was van soos, ja, daardie persoon wat dit uitgespreek het, gaan verantwoording doen daarvoor, verseker, maar jy hoef nie bang te wees nie, want die woord sê vir ons, alles wat jy bind op aarde, sal gebind word in die hemele. En nog 'n ding is, as jy nie kan onthou presies wat jy moet aantrek nie, almal gaan so verskriklik aan oor die wapenrusting, yes, dis next level, trek het aan. Maar maak jou toe met die kosbare, almagtige, genesende bloed van ons koning Jesus Christus. Jy's geseël, jy's toe, en nog 'n ding is, glo daaraan. Glo daaraan. Wat ons moet, okay, hier is die wapenrusting, Efesiërs 6 vers 10 tot 18, die gordel van waarheid, die borsharnas van geregtigheid, skoene vir die gereedheid van die evangelie, skild van geloof, die helm van verlossing, swaard wat die woord is en die skild wat ons geloof is. Die wapenrusting gaan oor standvastigheid, waarheid, geloof, selfbeheersing. Die wêreld kan jou alleen laat voel, maar jy is nooit alleen nie. Ek wil vandag vir jou sê, mag jy jou klerekas leegmaak. Leegmaak van die twak wat die wêreld vir jou sê, jy moet aantrek, of jy het al reeds aan. As daar leuns oor jou uitgespreek het as 'n kind, of nou, 'n vriend, vriendin, maak nie saak wie nie, familielid, laat dit gaan. Want al persoon wie sy opinie regtig tel in jou lewe is die Here se. En as jy iets verkeerd gedoen het, by all means, ons almal maak foute. Die een persoon wat regtig wat volmaak was, wat op orde geloop het, was Jesus. So as enige iemand vir jou sê dat hulle so volmaak en so heilig is dit twak. Ons almal, Jesus wil hê almal moet huis toe kom. Hy wil hê dat jy met hom kom praat oor wat jou pla, oor wat in jou klerekas is, oor wat jy aangetrek het, wat jy toegelaat het, ander mense het vir jou aangetrek. Dit is nie joune nie. Wat joune is jou erfenis, waarvoor Jesus op die kruis gesterf het en hy het dit nie verniet gedoen nie. Hy het vernedering, hy het haat, hy het trots, hy het al daai dinge was vir hom aangetrek. En hy het 'n swaar prys betaal om vry daarvan te wees. Maar nie net vir homself nie, glad nie, inteendeel, vir jou en vir my. Mag jou klerekas skoon gemaak word. Mag jy dit volmaak met geestelike klere wat so next level is, dat niks naby jou gaan kom nie. Dat jy gaan weet aan wie jy behoort, hoe belangrik jy is in die Here se oë. Dat niks wat die Here vir jou beloof het, tot niet gaan nie. En indien jy nie alles verstaan nie, vra. Die woord sê klop, hou aan klop. Julle het nie want julle vra nie. Klop en daar sal vir jou oopgemaak word. En ek sê vandag vir jou klop. Ek wil graag vir jou bid. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg om woord te kon ontvang het van U, Vader, en om dit te kan deel. Vader, ek vra vandag die persoon wat hier luister of hier kyk, Vader, dat hulle nie vaskyk in 'n gesig nie, Vader, maar dat hulle sal besef dat U, Jesus Christus, hulle so lief het. Dat U 'n wrede dood gesterf het aan die kruis, juis sodat hulle in vryheid, vrede, kalmte, liefde, selfbeheersing, sagmoedigheid, lankmoedigheid, Vader, kan leef, dat hulle 'n lewe kan hê in oorvloed. Vader, ek vra dat ek kom teen die gees van vrees,
angstigheid, Vader, en ek bind die werke in die naam bo alle name, die naam van ons Koning Jesus Christus. Vader, ek vra dat hierdie mense oorvloedig geseën sal word, Vader, dat daar kalmte, vrede en rustigheid in hulle harte sal wees. Vader, ek vra dat hulle harte sal oopmaak en met U sal begin praat soos nog nooit tevore nie. 'n Oop gesprek met U sal hê, maak nie saak waar hulle is nie. Vader, dat hulle in die oggend as hulle oop maak, aan U alle eer sal gee, en die aand as hulle gaan slaap, Vader, hulle huisgesinne sal toemaak onder die kosbare, almagtige, genesende, beskermende bloed van ons Koning Jesus Christus. Vader, dat ons tot die besef sal kom, dat ons kan bind, Vader, en sny, wat nie aan ons behoort nie, en dat ons alles na U toe kan bring, Vader, want in U hande gebeur wonderwerke. Help ons, Vader, dat ons nie alles vir onsself vat nie, en dat ons nederigheid, dat ons die kleed van nederigheid sal aantrek en sal kom buig voor die voete van die kruis, Vader. Dat ons alles sal kom neerlê wat te swaar is vir ons, Vader, want U sê U las is lig. Dat ons elke oggend sal kies om die kruis op te tel, Vader, en om die juk saam met U te dra. Vader, mag U kinders nie langer meer aantrek wat van die wêreld af is nie, Vader. Maar dat hulle in opregtheid voor U sal kom buig, Vader, sal kom bely waar hulle iets verkeerd gedoen het, Vader. En nie toelaat dat hulle self die wêreld of die vyand hulle erfenis steel nie. Dankie, Vader, dat ek kan vra vir oorvloedige seën. Dat geregtigheid sal geskied, Vader. Vader, en ek vra vir kringe van vuur. Dankie, Vader, dat ons tot die besef ook kan kom, dat wanneer dit vir ons voel of dit chaos om ons is, Vader, dat ons mag vra vir oorlogsengele. Mag U kinders, Vader, kies om die swaard wat die woord is, Vader, op te tel en te begin uitsprake maak, Vader, oor hulle lewe, hulle finansies, hulle gesondheid, hulle vrede, hulle toekoms. En mag ons die uitspraak maak, Vader, dat ons 'n lang en gelukkige lewe sal hê, sodat ons van U goedheid en guns kan getuig tot in alle ewigheid. In Jesus Christus naam alleen. Amen. Mag julle 'n geseënde dag hê.